Goeiedag, hiermee ons daaglikse brood vir vandag. Hoekom wil Abba Vader hê ons moet heilig wees? Want hy sê in Levitikus 19 vers 2, julle moet heilig wees want ek Jotwawe julle God is heilig. So Abba Vader wil hê ons moet heilig wees want hy is heilig. Ja, Abba Vader roep ons, sy kinders, om anders te wees, om afgesonder vir hom, rein in dade en in denke te wees. En dis presies wat Petrus ook sê. Petrus herhaal dit. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, wees julle ook heilig in julle hele lewenswandel, want daar is geskrywe, wees heilig, want ek is geheilig, want ek is heilig. Waar is dit geskrywe? Levitikus 19 vers 2, waar Abba Vader dit sê. So Petrus herhaal wat Abba Vader in Levitikus 19 sê, en dit wys dat die oproep tot heiligheid nie verander het nie. Dit geld nog steeds vir ons. So wat beteken dit dan om heilig te wees? Die Hebreëse woord vir heilig is die woordjie kadosh, wat beteken eerstens om afgesonder vir heilige gebruik te wees vir Abba Vader. Tweedens om anders as hierdie wêreld te wees. Derdens om rein en gehoorsaam aan Abba Vader se wil te wees. So hoe leef ons 'n heilige lewe? Deur gehoorsaam aan Abba Vader se woord te wees. Rein in ons denke en optrede, daar waar ons vir Abba Vader vra, Vader, kom was my gedagtes met die waterbad van die woord, kom hernie my gedagtes, want ons kry om en by 50.000 gedagtes elke dag, waarvan 80% negatief is, met ander woorde 40.000 negatiewe gedagtes, om Abba Vader te vra om ons denke te kom hernie. Dan in liefde en geregtigheid teenoor ander te lewe, ook in aanbidding en toewyding aan Abba Vader. Met ander woorde, om heilig te wees beteken om voluit vir Abba Vader afgesonder te lewe in liefde, waarheid en in reinheid. Want onthou, hy roep ons as 'n koninkryk van priesters. Want in Eksodus 19 vers 4 tot 6 sê Abba Vader, julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arensvlerke gedra het en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. So hoor gou, hier is Abba Vader se hartsbegeerte, dat ek en jy heilig is. Die primêre doel van verlossing, as ek en jy gered word, daar waar ons gebind is, die primêre doel van verlossing is om ons, Abba Vader se kinders, na homself toe te bring. Dat, soos wat hy die kinders van Israel uit Egipte gelei het, net soos wat hy ons, wat vasgebind was in hierdie wêreld, na hom toe trek, om in intimiteit saam met hom te wandel. Al die ander goeders is sekondêr. Ja, Abba Vader het baie wonderlike seëninge en hy het amazing voorregte en erfporsies vir ons. Maar sy primêre doel is dat ons saam met hom in intimiteit wandel. En daarom sê hy in Spreuke 3 vers 5 tot 6, vertrou my en ken my in alles. En dan sal ek jou baie gelyk maak. Ek dink baie min mense sien dat die primêre doel van verlossing 'n persoonlike, intieme verhouding met Abba Vader is. Is dit nie hoekom hy ons roep om heilig te wees nie? Want hy is heilig. Abba Vader sê in Eksodus 19 vers 5, as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou. Dis twee basiese vereistes van Abba Vader reg deur die woord, om sy stem te gehoorsaam, die Hebreë woordjie shema, hear, listen and obey, en om sy verbond te hou, te asa, vas te hou daaraan. Yeshua het ook in Johannes 10 gesê, my skape hoor my stem en hulle volg my. Dit is die kenmerk van 'n ware disipel. Wie is Yeshua se skape? Dit is hulle wat sy stem hoor en hom volg. Wat gebeur as ons hom gehoorsaam en doen soos hy sê? En sy verbond hou? Wel, as jy doen, sê Abba Vader in Eksodus 19 vers 5 tot 6 verder, dan sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Abba Vader sê ons sal sy eiendom wees. Eiendom in Hebreëus is die woordjie gula. Eiendom in Hebreëus skets hierdie prentjie van 'n gewaardeerde eiendom. Maar hoor gou ook van 'n gewaardeerde skat.
Die woord gala word 8 keer gebruik in die woord. En hoor wat sê Psalm 135 vers 4. Want Jotewawwe het Jakob vir hom uitverkies, Israel as sy eiendom. Ook die 12 stamme Israel, wat die bruid van Yeshua verteenwoordig, Esegiel 36:37, as sy skat, so sy gewaardeerde eiendom. Dit was nog altyd Abba Vader se visie vir die 12 stamme, vir die bruid van Yeshua. So nadat Abba Vader hulle na homself gebring het, na hy hulle verlos het, die kinders van Israel verlos het, net so vir ons, en die basiese vereiste vir 'n voorgesette verhouding met hom neergelê het vir ons in sy woord, om sy stem te hoor en sy verbond te hou, toe het hy gesê, julle sal vir my 'n besondere skat wees, julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Soos Job vir Abba Vader gesê het, moet ons ook dalk, want Job sê in Job 42 vers 2, ek weet dat u alles kan doen, en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Die vyand mag rondloop soos 'n leeu en brul, die wêreld kan ons teëstaan, maar Abba Vader se voornemens sal vervul word. Hoekom nie vandag sy hand vat en sê, Abba, ek wil heilig wees, ek wil afgesonder wees vir u, ek wil saam met u in intimiteit wandel nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat u ons roep om heilig te wees, om afgesonder te wees, om rein te wees, om saam met u in intimiteit te kan wandel. Ja Vader, ons wil u vertrou en ons wil u ken in alles. Vergewe asseblief ons sondes, was ons skoon en al daai negatiewe gedagtes, kom leef in ons. Ons wil u gehoorsaam en ons wil u verbond hou. Ek bid dit alles in Yeshua Messie se naam, die seun van Jotewawwe. Amen. Shalom.